Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. In 2 Konings 5 ontmoet ons Naaman, 'n bevelvoerder van die Syriese leer, 'n groot en 'n eerbare man. Hy het sy land tot oorwinning teen die Assiriërs gelei en was 'n nasionale held. Alhoewel hy 'n dapper man was, het Naaman melaatsheid gehad. Een van die mees gevreesde siektes in daardie tyd en was amper altyd ongeneeslik en het tot die dood gelei. Wat as 'n klein kolletjie begin het sou versprei om die veld te bedek en die senuwees te verdoof? Melaatses is dikwels in kwarantyne geplaas en in kolonies buite die stede laat woon. Hierdie siekte was so verterend dat dit nie saak gemaak het hoeveel invloed Naaman gehad het nie en hoeveel belangrike mense hy mee omgegaan het nie of die rykdom wat hy opgehoop het nie. Naaman het geweet dit was 'n saak van lewe of dood. Ongeag hoe goed dit met ons gaan, ons almal het 'n geestelike melaatsheid genaamd sonde. Geen natuurlike genesing bestaan nie en dit lei altyd tot die dood. As dit ongemerk gelaat word, sal dit ons verteer totdat ons gewetens verdoof is en ons vervreem is van diegene vir wie ons lief is. Die prys vir hierdie sondesiekte is die dood, maar God het vir ons 'n buitengewone gawe van sy seun gestuur om die skuld wat ons verskillig is te dek. Hy was ons skoon en gee ons 'n nuwe lewe saam met hom wat vir ewig sal duur. Here, baie dankie vir die gawe van genade, u seun Jesus Christus wat vir my aan die kruis gesterf het. Dankie vir u volmaakte plan, want u het geweet ek sou dit nie op my eie kon doen nie. In Jesus se naam. Amen.